Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 21ste Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en vandag se hoofopskrif is: Kerk se klok word in Tgeberge gesteel. Nuushooftrekke vir vandag: taxi-routes weer heropen na sluitings. Kerk se klok word in Tgeberge gesteel. Trump en Putin gaan binne weke in Budapest vergader. Gevegte breek weer uit in Gaza. Proteas reeds in semifinale in Wêreldbeker cricket. Hulle speel vandag weer. Nuwe name in Springbok groep vir die jaar-eindtoer. Kerkgangers in Tgeberge Sondag met 'n leë kerktoring begroet nadat diewe die kerkklok van die Blouwaterbaai familiekerk gesteel het. Dominee Bianca Maree is die diensleraar van hierdie gemeente. Ons was in gesprekke om die klok te herstel, maar sit nou met 'n groter probleem. Die voorval het die breër gemeenskap hartseer gelaat, het Maree aan die media gesê. Die diewe het tussen Vrydagmiddag en Sondagoggend op hierdie kerk toegeslaan. Volgens Brian van die kerk, die kerkopsigter, het die klok nog Vrydag in die toring gehang, maar teen Sondagoggend was die spoor van die klokdiewe onmiskenbaar. Die boewe het 2 blaaie van die betonmuur aan die onderkant stukkend geslaan. Hulle het vermoedelik besef die klok is te swaar om oor die muur te gooi. 'n Gat in die grond in die kerk se tuin dui daarop dat hulle die kerkklok van die dak af op die grond gegooi het, so sê van die kerk aan die media. Van hier af het die diewe en die klok verdwyn. Hoewel hy onseker is oor die klok se grootte, skat hy die klok weeg tussen 50 en 75 kg en word waarskynlik as waardevol deur skrootdiewe beskou. Dit is minstens die tweede kerkklok wat die afgelope 3 maande in Tgeberge geteken is. In die vroeë oggendure van 13 Augustus is diewe op die dak van 'n kerk in Pattersonstraat, Red House betrap. Kort nadat hulle die kerkklok verwyder het, die klok is los op die dak aangetref. 'n Polisiewoordvoerder sê 'n saak van diefstal word ondersoek in verband met hierdie klok wat by die kerk in Blouwaterbaai gesteel is en beamoen dit is die tweede kerkklok in die stad wat geteken is. Hoewel die alarm in die kerk die diewe gekeer het om by die kerkgebou in te breek, is koperpype en enigiets anders van waarde rondom die kerk al gesteel, het hulle gesê. Verskeie taxi-routes tussen Somersuid-Wes en die Wes-Kaapse vlakte is die naweek heropen nadat die provinsiale regering ter 11 ure bekend gemaak het dat hy nie 'n nuwe kennisgewing gaan uitreik om die sluitings te verleng nie. Dit was nie 'n maklike besluit nie, maar is geneem om die regte en behoeftes van pendelaars te beskerm. Die sluitings wat op 17 September in werking getree het deel uitgemaak van pogings om 'n volhoubare en vreedsame oplossing te vind tussen die taxi-verenigings Kata en Kodeta. Wetstoepassers sal intussen ontplooi word om toestande op hierdie roetes te monitor. Verlede maand het gesê, hierdie buitengewone stap word aangekondig nadat pogings om die konflik tussen Kata en Kodeta te beëindig wel onsuksesvol was. Die sluitings het roetes in Somersuid-Wes, Mfuleni, Khayelitsha, Lwandile en Namzamo geraak, terwyl spesifieke bane by taxi-staanplekke in hierdie gebiede ook gesluit was. Die Hooggeregshof van Kaapstad het in Augustus 'n tussentydse interdik teen 5 taxi-verenigings en hulle lede toegestaan wat hulle verbied om met vervoerdienste intemming operateurs te intimideer en die voorwaardes van hulle bedryfslisensies op spesifieke roetes te verontagsaam. In nog 'n voorval van dese maand is 2 taxi-bestuurders verbonde aan Kata binne ure van mekaar in Valhalla Park en Mfuleni doodgeskiet. Die ANC verwag pogings om die party in 'n beskuldigde bank te plaas weens polisie-korrupsieskandale wat hom tans afspeel. Ons boodskap is eenvoudig: laat die bewyse die leiding neem. Ons verwag dat die ANC verhoor sal word en in die beskuldigde bank sal verskyn, maar ons benadering is om die bewyse te laat lei, soos die Fikile Mbalula. Die Madlanga-kommissie ondersoek pelofbare bewegings van polisie-korrupsie deur luitenant-generaal Ntlantla Mkonazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal. Senzo Mchunu, minister van polisie en ANC-lid, word by hierdie beweringe betrek. Mbalula het ook sy kommer uitgespreek oor die beskerming van geklassifiseerde en sensitiewe staatsinligting om nasionale veiligheid te beskerm. Hy het op Saterdag se geleentheid gesê korrupsie is 'n stigma wat met die ANC geassosieer word, terwyl gevalle waar die party nie betrokke was nie. Mbalula het weer eens benadruk dat die ANC nie wetteloosheid sal goedkeur of verdedig nie. Hy erken dat nie almal in die ANC skoon is nie. Wanneer jy probleme ondervind, moenie beweer dat jy namens die ANC optree nie. Die ANC kan nie oortredings namens jou regverdig, het hy gesê. 7 provinsiale onderwysdepartemente moes die afgelope boekjaar saam net minder as R150 miljoen van die uiters nodige finansiering teruggegee het, omdat hulle dit nie gebruik het nie. Dit kom te midde
daarvan dat Sifiwe Gwarube, minister van basiese onderwys, gereeld haar kommer lig oor die benarde finansiële situasie waarin byna alle provinsiale onderwysdepartemente hulle bevind weens jarelange begrotingsbesnoeiings. Ook die EFF het die situasie ten sterkste veroordeel en eis dat diegene wat vir hierdie mislukkings verantwoordelik is, weens onbevoegdheid en nalatigheid afgedank moet word. Limpopo die meeste onderbestee, naamlik 69 miljoen rand. Die Wes-Kaap en die Noord-Kaap is al provinsies wat elke sent van hulle voorwaardelike toelaas wel besteed. Dr. Jaco Deeken sê FETSAS het reeds voorheen gewys op die kritieke sistematiese verval in openbare onderwysstelsel. Die meeste provinsiale onderwysdepartemente maak en breek soos hulle wil. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne sal gereed wees om by president Vladimir Putin van Rusland en president Donald Trump van Amerika op hulle spitsberaad in Hongarije aan te sluit sou hy genooi word. Trump en Putin gaan moontlik binne die volgende paar weke in die Hongaarse hoofstad Budapest vergader in 'n poging om 'n vredesooreenkoms te bewerkstellig om die oorlog van 3,5 jaar te beëindig wat deur Rusland se inval in 2022 veroorsaak is. Zelensky sê hy is bereid om na Budapest te reis. Hy sal ook nie omgee om afsonderlik met Trump te vergader nadat die Amerikaanse leier en Putin vergader het nie. Volgens Zelensky kan ander neutrale lande soos Turkye, Switserland of die Vatikaan eerder vir so 'n vergadering oorweeg word, het hy gesê. Trump probeer sedert sy terugkeer na die Withuis vroeër vanjaar om die oorlog in Oekraïne te beëindig. Hy druk uitgeoefen vir direkte gesprekke tussen Oekraïne en Russiese amptenare en het Putin vir samebesprekings na Alaska genooi. Sy diplomatieke pogings het egter tot dusver nie tot enige deurbrake gelei nie. As die vermeende diamantbedrieër Louis Liebenberg nie sy eiendom kwyt was nie, sou hy nou byna 2 miljoen rand wins in sy sak gesteek het. Liebenberg en sy vrou Desi, wat 51 jaar oud is sedert November verlede jaar in aanhouding en staan saam met 7 ander beskuldiges tereg op aanklagte van bedrog, diefstal, afpersing en geldwasery weens hulle diamantpakkie skema. Liebenberg het 1,6 miljoen rand vir hierdie erf opgedok. Hy het glo 800.000 rand kontant daarvoor neergesit en die balans afbetaal. Die erf is vir residensiële en vermaakdoeleindes gesoneer. Hoewel kleedkamers en 'n klein blou klaphuis op die erf aangebring is, lyk dit nie of haar bestaande bouplanne daarvoor is nie. Sommige inwoners reken die erf moet 'n gemeenskaplike area vir 'n piknik en ontspanningsgeriewe omskep word. Liebenberg en Desi en hulle 7 medebeskuldigdes verskyn na verwagting volgende maand weer in die Landdroshof van Bronkhorstspruit. Intussen word nog 6 eiendomme van dese week opgevuil. Die laaste veiling word Saterdag in Kameeldrift gehou, wanneer onder meer motors, meubels en selfs hulle klere eienaars gaan soek. President Donald Trump sê die skietstilstand is steeds van krag nadat dodelike gevegte Sondag tussen die Palestynse militante groep Hamas en Israel in die suide van die Gaza-strook uitgebreek het, met albei kante wat elkeen daarvan beskuldig dat hulle die ooreenkoms oortree het. Skaars 'n week sedert Trump as 'n held in Israel ontvang is, nadat hy die skietstilstand en die uitruiling van Israeliese gijslaers vir Palestynë gevangenes verseker het. Die Israeliese weermag het egter Sondag 'n reeks aanvalle in die Gaza-strook uitgevoer nadat 2 soldate dood is in 'n aanval waarvoor Hamas verantwoordelik gehou word. Hamas het intussen ingestem om gisteraan die oorskot van nog 'n Israeliese gijslaer te oorhandig. Die terugbesorging van die oorskot van 28 gestorwe gijslaers vorm deel van die ooreenkoms wat die skietstilstand ingelei het, maar nog 16 moet nog terugbesorg word. Die vertraging veroorsaak erge verontwaardiging onder die Israelies. Volgens Hamas vertraag die oorlog se verwoesting in Israel se militêre beheer oor sekere gebiede van die Gaza-strook hierdie oorhandiging. Motors, juweliersware en skilderye van wyle Marcus Jooste, wat die uitvoerende hoof van Steinhoff was, is aan die staat verbeurd verklaar. Die Reservebank het verlede week in die Staatskoerant 'n kennisgewing gepubliseer dat 5 voertuie met 'n waarde van 1,2 miljoen rand en juweliersware en skilderye met 'n waarde van 795.000 rand aan die staat verbeurd verklaar is. Die stap deur die Reservebank volg 3 jaar nadat 'n bewaringsbevel verkry is vir hierdie goedere. Wanneer 'n bewaringsbevel uitgereik word, moet die Reservebank binne 3 jaar goedere verbeurd verklaar of die bewaring laat vervul. 3 jaar gelede is 'n bewaringsbevel ook kragtens valutabeheerregulasies bekom om die bates van Jooste se Silver Oak Trust in veilige bewaring te neem. Die Nederlandse renjaer was einde Augustus 104 punte agter Oscar Piastri van McLaren en sou enige iemand uitgelag het wat aangevoer het, hy staan nog 'n kans om 'n 5-dag volgende titel te kan beklink. Indien Verstappen uiteindelik wen, sal dit 'n ongekende ommekeer wees, selfs as 'n mens die veranderde puntestelsel in ag neem.
Hy verras ons elke keer as hy die baan betree. Hy verras ons met hoeveel hy tussen ons sessies ingedruk het, hoeveel sensitiwiteit hy het vir goed wat ons partykeer sien en goed wat ons partykeer nie raak sien nie. Jonathan Wheatley, spanbaas van Sauber, voorheen Red Bull se spanbestuurder en sportdirekteur, stem saam met Verstappen die onmoontlike onmoontlik kan maak. Jy kan nooit van Max Verstappen afskryf, het hy gesê. Op die vraag of hy dink Verstappen kan die oorblywende agterstand inhaal, sê Wheatley, dit is moontlik solank daar punte beskikbaar is. Ek weet ons moet perfek wees tot aan die einde om 'n kans te hê. So dis eenvoudig net waar ons moet fokus, het hy gesê. Die volgende wedren word die komende naweek in Mexico beslis. Die 33-jarige Lobalo Lento is die nuwe hoofafrigter aangestel van die Ixias, soos SET sy eerste rugbyspan bekend staan. Hy neem die leiersels oor by Randall Modiba, wie sy kontrak nie hernie is nie, totdat aan die einde van Augustus hierdie jaar verstryk het nie. Dit is vir my 'n voorreg om as hoofafrigter van die SET te wees, so dit beteken regtig baie vir my het Lento gister by navraag aan die media gesê. Voordat Lento destyds by SET aangestel is, was hy deel van die afrigtingsspanne van die Madibas en die Walter Sisulu Universiteit. Hy het in sy speeldae provinsiale rugby vir Grens gespeel. Modiba, 'n oud-breier van die Boland Cavaliers, is in 2023 as afrigter van die Ixias aangestel. Intussen is Scully Bester ook weer terug in sy pos as spanbestuurder van die Ixias, nadat sy kontrak laat verlede jaar nie hernie is nie. Aanstaande jaar skop die Varsity bekerreeks op 16 Februarie af. Die 8 deelnemende spanne speel elkeen een keer te mekaar, waarna die boonste 4 na die halfeindrondes toe sal deurdring. Die Ixias se eerste wedstryd is teen die Noordwes Universiteit op 16 Februarie in Bloemfontein. Die voormalige kaptein, Owen Farrell, tel nie onder die 36 name in die oefengroep wat Steve Borthwick, hoofafrigter van Engeland, vir die November toetse aangekondig het nie, terwyl die beseelde center Sepp Atkinson weggelaat is, nadat in sy buiging beïndruk het. Die 34-jarige loskakel en center is deur sy pa en hoofafrigter van die Britse en Ierse leeu's Andy Farrell in die groep betrek nadat Elliot Daly 'n besering opgedoen het en was in 2 toetse teen Australië betrokke gewees. Farrell speel sedert sy terugkeer na Saracens op center, maar is ondanks Atkinson sy besering nie deur Borthwick oorweeg nie. Die groep begin maandag met 'n 3-daagse oefenkamp by Engeland se hoëprestasiesentrum by Penny Hill Park. Borthwick se span verwelkom Australië op Twickenham op 1 November en sal ook in hierdie stadion in Londen teen Fiji, Nieu-Seeland en Argentinië speel. Die 19-jarige Kalori het Saterdag in sy eerste volledige Engelse Premier Liga wedstryd 5-3 gedruk, nadat hy verlede maand in sy buiging vanaf die plaasvervangerbank ook 'n 5-punter aangeteken het. Kira Bester het die Suid-Afrikaanse vlag Sondag in Durban trots laat wapper. Hierdie 23-jarige Kaapenaar het die vroueafdeling van die wêreldroei byeenkoms vir 'n tweede jaar agtereenvolgens gewen. Haar oorwinning het groot feesvieringe tot gevolg gehad, maar anders as wat vooraf verwag is, het die Suid-Afrikaanse roeiers hierdie byeenkoms toe nie heeltemal oorheers nie. Daar was geen Suid-Afrikaanse man op die podium gewees, want die Fransman Pierre Villela het net minder as 'n minuut na heel die eindstreep bereik, terwyl Bernardo Pereira die 3de plek beklink het. Nick Notten en die 4de plek het die beste van die Suid-Afrikaanse mense in die manswedren gevaar. Bester het egter stryd deur haar neus voor in die wedstryd gehou. Sy is wel baie versigtig toe sy die branders by Westbrook bereik het en uiteindelik net 23 sekondes voor Richards, die wêreldkampioen in 2019 geëindig. Die Suid-Afrikaner Sam Mokke het die junior mansafdeling gewen met sy landgenoot Ellen Strydom tweede in die junior vroue se wedvaart. Jade Wilson, nog 'n Suid-Afrikaner, het brons in hierdie afdeling gewen. Suid-Afrika, die Aussies en Engeland is die spanne wat reeds verseker is van 'n plek in die halfeindronde. Australië is bo aan die puntelys met 9 punte, gevolg deur Engeland ook op 9, met Suid-Afrika in die 3de plek op 8 punte. Laura Wolfhard het 900-talle en 37 50-talle op haar kerfstok in hierdie formaat. Die enigste vrouespelers wat al meer as 5000 lopies in internasionale eendag cricket aangeteken het, is Mithali Raj van Indië met 7805 lopies. In vanjaar se wêreldbeker toernooi het Wolfhard gemengde welslaa met die golfbal deur tellings van 5, 14, 70, 31 en 60 lopies nie uit aan te teken. Die Proteas het vir 'n 4de keer die halfeindronde van 'n wêreldbeker toernooi in hierdie eendag formaat gehaal. Suid-Afrika het nou sy laaste 4 wedstryde in 'n ry in hierdie skouspel gewen. Dit was teen Nieu-Seeland, Indië, Bangladesh en Sri Lanka. Mandla Mashinbeye, afrigter van die Proteas, is in sy noppies dat sy span met 2 wedstryde oor in die ligafases reeds verseker is van 'n plek in die halfeindronde. Dit onderstreep regtig die karakter waaroor hierdie span beskik, het Mashinbeye gesê.
Suid-Afrika se span vandag bestaan uit Laura Wolfhard, die kaptein, Ayabonga Kaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizaan Kap, Desmond Brits, Sinalo Jafta, Nonkuleka Mhlaba, Annelie Derksen, Anneke Bosch, Masabata Klaas, Sonay Lees, Karabo Meso, Tumiseko Kune en Nomdiso Sangase. Die wedstrijd begin vandag om 11:30 en word regstreeks op Supersport 212 uitgesaai. Jack Draper, 9 op die wêreldranglys, sê die ATP-reeks moet sy volgepakte program hersien indien jong spelers 'n kans staan om lang loopbane te geniet. Dit volg nadat Holger Rune 'n ernstige besering opgedoen het en hom by 'n groeiende lys spelers aangesluit het wat beseer geraak het na mate die seisoen sy einde genader het. Verskeie vrouespelers sukkel ook met gesondheid en fiksheidskwessies in die voorafgaande ACB van hierdie toernooie met spelers soos Naomi Osaka, Emma Raducanu, Daria Kasatkina, Elina Svitolina en Paula Badoza wat almal geraak is. Ons druk ons liggame in elite sport om goed te doen wat hulle nie veronderstel is om te doen, is gesê. Tans is daar talle ongelooflike jong ouens in beroepstennis en ek is trots om daarvan te wees, het hy gesê. Die Springboksgroep van 36 spelers vir die jaar-eindtoer bied opnuut 'n blik op die wêreldkampioen se sogenaamde projek 2027. Dis nie sodanig die onverwagse insluiting van die 21-jarige groentjiestit Zachary Porten in hierdie toergroep nie, maar eerder die weglating van gevierde wêreldbekerwenners soos Bongi Mbonambi, Vincent Koch, Faf de Klerk, Makazole Mapimpi en Willie Leroux wat die ontwikkeling bevestig. Damian Willemse is die logiese kandidaat om die laaste vesting in te neem. Mbonambi het vroeër van dese maand van die bank af teen Argentinië op Twickenham gespeel, maar Marco Marx, Johan Grobelaar wat sy terugkeer gemaak het en Jan Hendrik Wessels is jakers in hierdie toergroep. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeu vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberg vir die streek lyk so: Messina 1529, Polokwane 1021, Lephalale 1329, Mbombela 1226, Mahikeng 1325, Pretoria 1324, Johannesburg 1222, Ermelo 622, Galagadi 1933, Gaborone 1428, Richards Bay 1426, Pietermaritzburg 1025, Durban 1323, Port St. John's 1223, Pongola 1228, Maputo 1525, Bethlehem 622, Bloemfontein 1125, Allewal Noord 1126, Welkom 1226, Vryburg 1426, Kimberley 1428, Appington 1932, Prieska 1731, Springbok 1733, Karasburg 1833, Keetmanshoop 2034, Mariental 1935, Alexanderbaai 1524, Brandvlei 1631, Loederitsbaai 1432, Vredendal 1738, Kaapstad 1426, Sutherland 1027, George 1220, Jeffreys Bay 1023, Cabarra 925, Grafreinet 1027, Kaaphooglaas 1422, De Aar 1328, Molteno 822, Beaufort West 1231 en Oos-London 1025. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R17.25 teenoor Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.22, die euro verhandel teen R20.12, 'n pond kos R23.15, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $52, 8 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,633, palladium kos $1,488, die prys van goud per fyn ons is $4,321, die prys van Brent olie per vat is $61.29 Amerikaanse sent. Die gedagte vir die dag: ons maak soms foute, maar deur foute te maak, leer ons om reg te werk, so begin te werk, elke dag sal vir homself sorg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir almal toegewens.